Oudtshoorn is 'n groot voelparadys. Ek het actually nou Kaap toe getrek. Ja. So die omtrent nou Januarie. En die weerste ding was ek het dan nog gematrikuleer by die hoërskool. Jare terug, jy weet in die 90's nog steeds. En hy het teruggetrek. Hoekom? Omdat ek kuier nogals gereeld en ek is by baie kuierplekke verband in Pretoria. Daar's net ek kan nêrens by gaan. So ek maar gedink miskien kan ek net 'n vars begin kom maak in die Kaap. Ek het dit gedra. Ek weet dit was tyd vir 'n verandering. Vandat ek het gaan studeer in Pretoria, ek het drama gestudeer by Technikon. En van toe was ek basies meestal in Pretoria, was ek in Engeland, maar meestal in Pretoria gebaseer gewees en ek het nie geld gehad vir 'n vakansie nie. En dis self maar basies as jy partykeer net 'n ander skuif maak in jou lewe dan is dit net so 'n bietjie vakansie. En toe dink ek wag kom ons kom Kaap toe. Ek is verder nog baie happy. Alhoewel ek in die tyd wat ek nou hier is weer op die pad was as regtig hier by die huis, maar ja, probleem is nou met my broer en is nou besig om te gaan vir 'n plek. Ek sien al die sangers wat goed is bly in Brackenfell. So ek het nou gedink ek moet seker ook bly. Ek seker was dit tussen Brackenfell en Durban seker 'n plek. So ja, ek is nog nie 100% seker nie. Ja, maar dit is seker maar nou met my broer om ons saam te oefen in gym en mekaar te probeer beter mense te wees. En dit vat nog steeds so. So dit sal 'n goeie begin wees. Ja, die 2de Junie is 'n video opname wat ons skiet in die Kaap. Dit is dan my eerste video wat ek actually in die Kaap provinsie skiet. Alles is basies nog Kaap oor en wat ek skiet. En die is 'n baie oulike liedjie. Baie oulike liedjie. Ek dink maar ouma van so gewoonlik as sy van dan as dit 'n trend. So die liedjie se naam is Wys my jou seksie en dit is maar basies soos 'n partytjie liedjie. Jy weet soos Britney seksie onder ons partytjie. Everything is Legend was 'n goeie fusion remix geweest. Maar lekker partytjie liedjie. Ons skiet dit die 2de Junie ja, by die ons skiet dit actually by die Hollywood klas. Van die middag af is al daar so mense kan wat wil betrokke raak op by die shoot wees. Ons maar net 'n mail gee daar. Info uit maar daarbo goes aan. En enige iemand vir publiek, as jy onder 18 is, dan moet jy in die middag kom as jy in die shoot wil wees. En as jy bo 18 is, moet jy kan jy na 7 kom. Dit klap so. En ja, want dit is baie oulik geskryf, baie oulik geskryf. Hier is die eerste song van die album af, en miskien 2de Junie by die Hollywood Club in Brackenfell. It's awesome as well. So ja, die dag is almal welkom en dan so van 7 uur af maak ons die deure vir 'n uur, toe 7 uur af en van 8 uur af maak die klap actually oop vir die aand. En dan begin ons met die ernstige shoot vir die boeagtens. En dan kan inkom en deel word van die aand. En ek doen 'n klein show ook, so dit is 'n uur show wat ek doen. So van al die nuwe materiaal en natuurlik ook die mense ken so seksie en liefde shooting star. As jy nou in Arsenal. Maar het gaan 'n fun dag wees. Die idee van baie van die musiek wat ek doen is maar vir fun. Dit baie mense kritiseer my soms dat dit is baie oppervlakkig, maar ek dink dit is tog nodig daai bietjie fun element as jy wil kuier net rustig wees, nie te ernstig wees nie. En die nuwe song Wys my jou seksie is wat ons nou baie dirty electro is, baie weet soos mainstream commercial en die Engelse kant soos heavy riffs en goeders. Dit is 'n bietjie frustreerd. Ek luister elke dag op. Stap met my knie slaap kan raak. Die album se naam. Dit is 'n working title. 'n working title. Is die album. Ons het gedink aan ek het 'n nuwe liedjie wat ons op wat amazing is en die liedjie se naam is World Famous en kraai ons het aan te gee van dit is 'n awesome liedjie. En dis nie my eie dat ek self aan die awesome naam gedink het nie, weet ek het was in Nieu-Seeland gewees en daar was 'n energy drank met die drankie met die naam World Famous in Nieu-Seeland. En toe dink ek bietjie daaroor, toe dink ek ons in Suid-Afrika, ons dink partykeer ons is nou soos famous of celebrities, maar eintlik is ons nooit nie. Want eintlik my is famous is 'n pop-idol van 'n klein dorpie. Jy's nie regtig, jy weet, as jy enige plek is in Nieu-Seeland kom of selfs in Botswana, mense van die Wiesmoorlebo. Wel, ek kry dis of Wiesmoorlebo nog altyd maar ek bedoel. So dit ek gedink 'n cool song is World Famous in Kraaifontein, maar partykeer voel jy soos World Famous, maar al is dit net in Kraaifontein of in Brackenfell of so. So die konsep is my nogals
raak. Alhoewel dit nou soos mense kyk baie oor die dieper liggende goeie wat ek skryf, jy weet. En dan dink ek, wauw, oppervlakkig, maar daar is net diep ding, jy weet, so behalwe die hele ding aanspreek van hoe ons dit is soms voel, dat ons baie famous is, maar eintlik is dit net in ons eie oor. So ja, want eintlik is ek baie diep, so verskriklik. Ek kon nie regtig werk kry en ek was nie baie goed nie. En dit het baie vir my gelag. Ek dink ek dalk moet ek 'n komediant word, want dit ook hulle lag maar dit ding maar ek regtig kan ek. En toe ek maar begin met musiek. Die waarheid is eintlik ek het in Engeland gaan hierdie working holidays doen en toe ek deeltyds by 'n recording studio begin werk. En daar was dus soos 'n ou wat nou al baie gelede Charles Beer, hy was in 'n band gewees. London Beat, I have to think about you. Ja, hy was even daar uit. En hy het natuurlijk uitbly na Miami, maar ek het hom in Engeland ontmoet. En hy het met heel baie geleer en dit is 'n liedjie opgeneem in sy studio. Die liedjie slam terug, het is lekker, ja, dit is lekker by die see. Casper de Vries was nog van my musiekvideo geweest en alles. En dit is maar toe dit basis begin, het ek baie geïnspireerd gevoel toe ek met sy studio met musiek begin werk het. Ja, so dit was eintlik baie cool, dit was net so buite Londen en 'n plek Meiden net en ons het so lekker, ons is nou nog goeie vriende. Hy bly nou maar in my met op kuier en so. En hy het actually nog gesê of my 2 tracks doen op die nuwe album, ten minste die remixes doen. Maar hy het ons baie in die ding en hy het nou vir Kali en ook geremixes doen, so hy het nog wel aangegaan met die ding. En net na daai, het ek in Suid-Afrika as het ek 'n band begin DJ Oslo saam met Rian van Wyk. En dit was seker dan nog die grootste projek wat er aangepak het was die Oslo. Dit was redelijk succesvol geweest. Dit was nog als mens, was baie comedy, die was baie entertainment value vir die hele family geweest. Dit was maar altyd die hele konsep agter die job. En musiek wat die mense ken, is maar ook ou liedjies gevat en oorgedoen en so aan. Dat ja, mense soms sê vir my, ek kan nie regtig original goed skryf nie, maar die album het eintlik baie oorspronklik gekom. Maar ek hou daarvan om ouer musiek soms te vat, selfs met DJ of eintlik maar loop. Ek weet wat die kinders soms al van vergeet of en dit aan die lewe te bly, maar nie net presies dieselfde oor te doen nie. Om met fusion mixes te doen waar mens dalk die kore van goed gebruik en nuwe versies skryf het. So die musiek bly lewe in die taal en in die kultuur, maar nuwe forme en nuwe skepings en goeders. So en partykeer is dit moeiliker om so iets ordentlik te doen as om iets heeltemal oorspronklik te skryf. So ja, maar ek is op al die social networks soos Facebook as mense my daar wil kry. En op YouTube is al die video's wat al gedoen. En nou mense moet asseblief inlog in die goedjies luister en comment op my goeders. En asseblief betrokke raak met die video shoot. Dit is eintlik iets wat ek probeer doen om op te maak. Baie mense selfs my op Facebook kies ek as wel op 'n musiekvideo wees of doen mense dit en wil gesien word en so. So dis ook om ons hierdie video baie oopgemaak het vir die publiek. Almal gaan kom en ons doen shots van jou en ons vertel jy wat ons doen. Ons is 'n baie fun dag. En so almal kan kom deelneem en dit is eintlik 'n lekker ding om die mense betrokke te kry by die projek en te voel hulle was deel van die kunstenaars se hele beweging.